Hallo almal, baie welkom by ons 9de sessie in ons kursus Die Verweefdheid van die Liefde. En vandag staan ons stil by sagmoedigheid of nederigheid. Kom ons lees saam uit Galasiërs 5 vers 22 en 23. Maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid. En dan kan ons daarby sit nederigheid, want party vertalings vertaal hierdie woord vir sagmoedigheid ook met nederigheid. Nou, Tim Challies het 'n artikel geskryf wat hy genoem het die nederige gasspreker, the humble celebrity. En in die artikel vertel hy van 'n konferensie, Christelike konferensie wat in 1966 in Londen in die Verenigde Koninkryk gehou is. En daar was 'n jong man van operasie mobilisasie, Jack Nichols, wat diens gedoen het by hierdie konferensie. En net so voor die konferensie begin, was hy besig om trappe skoon te vee, en toe kom daar 'n ou man met 'n klein tassie daaraan. Die man was baie vriendelik, en die man het vir hom gesê, ek kom help my aan vir hierdie konferensie. En Jack het die ou man met hom begin praat. Hy vra toe, het jy al geëet? En die man sê nee, hy het nog nie geëet nie, en Jack reël dat die kombuis weer oopgemaak word en kry daar vir hom 'n eenvoudige maaltyd, en toe vat hy die man na 'n oornagkamer vir ekstra gaste, 'n overflow kamer wat hulle gereed het, waar daar reeds 30 mense slaap. En hy het vir die man daar 'n kombers uitgesit en 'n handdoek gegee vir 'n kussing, en ewe dankbaar het die man die hulp aanvaar. Terwyl hy so met Jack besig was om te kuier, het hierdie ou man vir Jack vertel dat hy en sy vrou met hippies en met reisigers in Europa en Switserland werk, en vertel van hulle bediening, en Jack het dit baie geniet, en hy het besef, maar hierdie man is regtig 'n kind van die Here. Maar groot was sy verrassing die volgende oggend, toe hy agterkom dat hierdie nederige ou man niemand anders as Francis Schaeffer is nie, en hy was die hoofspreker van hierdie Christelike konferensie. En Jack het dit met die ander leiers gedeel, en hulle sê maar hy het vir hom sy eie kamer gereed gemaak, maar hy het nooit gekom nie. En hy het inteendeel eerder met Jack begin gesels, en die plek wat hom aangebied is, het hy met blydskap aanvaar. En toe skryf Tim Challies die artikel die nederige gasspreker, want hierdie nederigheid van Francis Schaeffer het hulle almal so diep geraak. Nou, as ons lees in Galasiërs 5 vers 23 van sagmoedigheid, dan sien ons ook die woord kan met nederigheid vertaal word, en in die Engelse Bybelvertalings word die woord oor die algemeen met gentleness vertaal. So ons moet sagmoedig wees, ons moet nederig wees deur die werk van die Heilige Gees, en ons moet gentle wees. En in Matteus 11 vers 28 tot 30 beskryf die Here Jesus hom soos volg. Hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En dan sê hy verder, en julle sal rus kry vir julle gemoed, my juk is sag en my las is lig. So Jesus self is ons voorbeeld van wat dit is om sagmoedig te wees en nederig van hart te wees. Nou, ons het heel aan die begin van die kursus genoem dat die vrug van die Gees is nie iets wat ons uit eie krag kan voortbring nie. Die vrug van die Gees gebeur, ontwikkel in ons lewens deur die werk van die Heilige Gees in ons. Maar wat die vrug aan ons skaaf is die vrugwerk aan ons karakter en die vrugwerk aan ons ingesteldheid. Nou, om met sagmoedigheid of nederigheid te leef, is om met die regte ingesteldheid te leef. In Filippense 2 vers 5 lees ons hierdie woorde, hier staan, julle gesindheid moet soos Jesus Christus sin wees. Dit is onmoontlik om die vrug van die Gees uit te leef
as ons nie met die regte gesindheid leef nie, as ons nie met die gesindheid van die Here Jesus leef nie. So om met sagmoedigheid en nederigheid te leef beteken om elke dag, voor ons eers die dag ingaan, ons gesindheid reg te hê, die gesindheid van Jesus aan te neem, sodat die Heilige Gees deur ons kan werk. Nou in die lugvaart is daar baie mooi idioom wat dit vir ons verduidelik, en die idioom sê, your attitude determines your altitude. En hier volgens in 'n vliegtuig is daar 'n attitude meter, en die attitude bepaal, daai meter bepaal of mens gelyk vlieg, of mens opvlieg en of mens afvlieg. So om mense attitude reg te kry, bepaal die hoogte wat mens kan vlieg. So your attitude determines your altitude. En as ons dit deurtrek na ons Christelike lewens toe, dan kan ons sê die attitude waarmee ons lewe, die ingesteldheid waarmee ons lewe, bepaal hoe hoog ons kan vlieg vir die Here, of in hoe mate die Here elkeen van ons kan gebruik. So ons attitude, ons ingesteldheid elke dag tot die lewe is so belangrik, want dit is onmoontlik om die vrug van die Gees uit te leef as ons nie met die regte ingesteldheid leef nie. Dan sien ons verder in die Bybel dat nederigheid of sagmoedigheid verbind word met leerbaarheid, dat wanneer ons bereid is om geleer te word, bereid is dat die Heilige Gees ons leer, bereid is dat die mense wat God aangestel het om ons leer, dan ontvang ons daai lering met 'n gesindheid van nederigheid, en so kan ons groei en ontwikkel en meer soos die Here Jesus word. En dan wil ek net nog iets sê, om met die regte gesindheid te leef, gaan nie net oor wat ons sê vir mense nie, maar dit gaan ook oor hoe ons dit sê en hoe ons lewe. Ons lees in 1 Petrus 5 vers 15 en 16, hier staan: inteendeel, eerbiedig Christus as Here in julle harte, altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. Doen dit met beskeidenheid en met respek. So wanneer ons ook getuies vir die Here is en getuig van ons persoonlike verhouding met die Here Jesus in hierdie wêreld, moet ons dit met 'n gesindheid van nederigheid doen. In C.S. Lewis se fantastiese boek Mere Christianity skryf hy juis daarin dat dit nie gaan om 'n argument te wen nie, dit gaan om siele te wen. Dit gaan daaroor dat ons met liefde na mense uitreik in die wêreld en ons geloof, vas staan op ons geloof, maar ons geloof op so 'n manier verdedig dat Christus deur ons kan werk, dat ons dieselfde gesindheid van die Here het. En ons Here self het van homself gesê, ek is sagmoedig en ek is nederig van hart. En dan kan elkeen van ons, ook soos Francis Schaeffer, 'n getuienis uitleef van wat dit is om sagmoedig en nederig te wees. Kom ons bid saam. Here, ons kan net die vrug van die Gees uitleef deur die werk van die Heilige Gees. Daarom bid ek vir elkeen van ons wat nou hierdie boodskap hoor, dat ons sal neerlê vir U, dat ons elke dag met die regte gesindheid sal leef, sodat die Heilige Gees deur ons lewens vrug kan dra. En vandag wil ons spesifiek bid vir sagmoedigheid, vir gentleness, vir nederigheid in elkeen van ons. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.